die ANC het 'n ideologiese beleid om mense te ontwapen. Dit het glad niks met gemeenskapsveiligheid te doen. En die terugbring van hierdie wetgewing in 2026 en hulle gaan dit in Maart deur die parlement probeer druk, is niks anders as 'n beleid deur die ANC om wetgehoorsame burgers te ontwapen. Terwyl ons sukkel met back and close hier, is die mense wat die wette dophou ten opsigte van ons wapens en die besit van wapens, wapenregisters en dis meer, ook besig om dop te hou en te kyk wat daar aangaan. Nou ons gaan nou in hierdie onderhoud gou met Safe Citizen gesels, wat 'n organisasie is wat ons nou gaan vra vir Jonathan Diehl om vir ons te verduidelik. Maar voor ons verder gaan, wil ek net gou sê is, in een van hulle artikels skryf hulle dat hulle sê the proposed Firearms Control Amendment Bill of 2025 wrongly targets licensed farm owners, despite the police minister confirming that illegal guns mainly come from cross-border smuggling, corruption and lost state firearms. Evidence show that the real reduction in violence comes from strong institution, enforcement and public trust, not punishing the law-abiding citizens. Nou, vir ons om ons meer te vertel vandag net oor hierdie aspekte van die wetgewing wat hulle voel, dinge is besig om so bietjie moontlik verkeerde rigtings in te gaan, gesels ons nou met Jonathan Diehl. Jonathan, jy's van Safe Citizens, kan jy ons net vir ons kykers voorstel, net vinnig wie jy is en wat jy doen? Inderdaad, kort. Safe Citizen is 'n siviele organisasie wie se doelwitte gemik is op gemeenskapsveiligheids en sekuriteit. En dit is nie noodwendig dat 'n persoon wat 'n lid van Safe Citizen wil wees, 'n wapen moet besit of ooit 'n wapen besit het. En dit is ook gratis om by ons aan te sluit. Ons wil werklik the voice, die stem van die publiek wees. En ons moet die stem van die publiek wees, want dit is net die publiek wat sal saamstaan, wat die regering se aandag sal trek. Julle organisasie kyk nou so 'n bietjie na die wetgewing en wat het julle nou al opgetel, die artikel wat ons nou so vinnig aangeraak het, wat behels dit wat julle pla? Wat ons nou beleef in hierdie maand van 2026 is presies wat ons in die laaste 15 tot 20 jaar ervaar het. En dit is doodeenvoudig dat die ANC het 'n ideologiese beleid om mense te ontwapen. Dit het glad niks met gemeenskapsveiligheid te doen. En die terugbring van hierdie legislasie of wetgewing in 2026 en hulle gaan dit in Maart deur die parlement probeer druk, is niks anders as 'n beleid deur die ANC om wetgehoorsame burgers te ontwapen. En hulle wil ons ontwapen hê. Hulle wil die sekuriteitsmaatskappye ook ontwapen hê. En dit is bloot dat hulle dit wil hê, dat hulle kan doen met die bevolking net wat hulle wil. In ander woorde, as ons terugdink na 2021 toe na COVID, het Bekkie Cele vir sy polisiemanne gesê, skop en donder. Gaan uit en skop en donder aan die publiek. Die mense wat eintlik hierdie klomp in hulle werk inhou en vir hulle betaal. En dit wil hulle nou presies weer doen met die wetgewing wat hulle hier in hierdie land wil afdwing op mense. Totdat hulle op 'n stadium kom waar hulle nou plase en huise en persoonlike besittings kan afvat. En dit sal hulle baie goed pas as hulle 'n ontwapende bevolking het. Dit is die aard van die saak. En dit die regering, they are misusing their power om hulle eie party politieke doelwitte voor te gee of voor te druk. Julle sê egter dat die huidige wetgewing is besig om eintlik die kriminele kant,
die persone wat nie hulle wettig hulle wapens bekom nie, om eintlik hulle meer te bevoordeel as die mense wat die wapens wel het. Verduidelik dit vir ons, hoekom sê jy so? Dit is presies hoe dit sal uitwerk. Want die enigste persone wat geraak word deur wetgewing is mense wat wetgewing gehoorsaam. Dis al, kriminele is al klaar nie, die dag dat hulle besluit het om krimineel te raak, het hulle al klaar besluit, hulle stel nie belang in wetgewing nie. Hulle word nie gestraf nie. Dis ons wat gestraf sal word, en die kriminele sal nog meer voordeel geniet en meer sterker wees, en die publiek van Suid-Afrika, Jan Publiek, die man wat sy vrou en sy kinders en homself wil beskerm by sy huis of by sy plaas, sal meer onder hierdie ding swaar kry. En dit kan ons nie toelaat nie. Ja, ek wil tog sê vir ons kykers, julle kan gaan kyk daar op Boer Media, het Fanie de Tooy vroeër vir verlede jaar het hy gaan onderhoud doen met Protea Coin Security, en in die onderhoud het ons dit duidelik ook gehoor hoe die privaat sekuriteitsmaatskappye dit basies vir hulle amper half onmoontlik gemaak word om werklik waar selfverdedigend of op 'n plek op te pas en hulle sekuriteitsdienste te kan toepas. So as julle nou sê, jy het nou iets aangeraak wat my aandag so 'n bietjie gevang het, en jy het genoem dat sou die regering suksesvol wees met hierdie ontwapening van mense, kom ons noem dit gehoorsame landsburgers wat binne die wette wil wees, sou hulle dan gehoorsaam dit reg kry om dit te kan doen, dan staan ons as burgers eintlik ontwapen, en die dag wanneer hulle magte gaan misbruik om byvoorbeeld, en ek gebruik dit nou absoluut as 'n voorbeeld, wanneer plase onteien word, dan sit ons eintlik met 'n dilemma van totale mag in die hande van die regering. Sien jy dit in daai opsig so, of is dit gaan ek 'n bietjie te ver? Nee, ek sien dit definitief in daai opsig. En die enigste pad vorentoe vir Safe Citizen is om al die burgers van die land te betrek. En ons is besig om te slaag daarmee. Dit gaan 'n lang pad wees. Maar die enigste groep wat die regering se aandag sal trek, is 'n groot klomp van al die burgers van die land, van alle rassegroepe, alle geloofsgroepe, alle agtergronde wat saam staan. En daar is baie van daai mense wat siek en sat raak van die behavior, die gedrag van die regering in baie opsigte, al is dit die bek en klou, al is dit hospitale, bankwese, poskantoor, transport, maak nie saak nie, alles loop agteruit, en die regering, ek dink, is besig om hulle planne reg te maak om verder voort te gaan met wat hulle wil doen. En dit is 'n situasie wat nie na wense is nie. We are not supposed to be enemies of the state. We're not supposed to be enemies of the state. The state is supposed to work with us, not against us. En dit is heeltemal onderste bo. En ek weet nie waar dit gaan stop nie. Onder geen omstandighede sê ek vir mense, hulle moet onwettig optree. Onder geen omstandighede. Maar ek weet nie of burgers gedwing sal wees om die staat te ongehoorsaam as hulle dit op daai situasie wil uitdruk. Ek het ek dink dis kolonel of generaal Wynand de Tooy van Suidlanders geluister in die laaste paar dae. En hy het 'n punt met wat hy sê. Hy het gesê ons moet saam staan. Die enigste ding kort waar ek sal bietjie met hom stry is dat hy het gesê die wette is net vir die blankes. Daar is ook swart mense, Indiërs, kleurlinge, Asiatiese mense wat sukkel onder hierdie wetgewing en onder onregverdige aanpassing van die regering, en ons moet saam staan.
As jy sê ons moet saam staan, vertel ons net gou van Safe Citizen se kant af, watse aksies loods julle en wat doen julle om hierdie bewusmaking te kry? En natuurlik weet ons nou hierdie is nou een van dit, maar wat doen julle op grondvlak ook om die burgers, die landsburgers te kan bemagtig, om te kan veg teen hierdie aspekte? Want iets wat ons byvoorbeeld nou optel is dat die back and closure hou die boere byvoorbeeld op hierdie in ons geval so besig dat hulle nie aandag gee aan wat tans besig is om te gebeur met die wapenwette en dit wat voorgelê gaan word, soos jy sê, in Maart 2026. Ja, ons moet die mense in die eerste plek moet ons die mense inlig. Ons moet met hulle gesprekke hê, soos net met hierdie video vanoggend. Moet ons hulle betrek en ons moet hulle inligting gee en vir hulle bymekaar bring op sosiale media en platforms waar ons hulle op kort kennisgewing met hulle kan praat oor bulk WhatsApps of bulk SMS's, bulk e-poste, wat ook al, om te sê, luister manne, hierdie ding word nou in die parlement bespreek, julle moet nou stem. Julle moet nou julle kommentaar lewer. Julle moet met almal praat. Julle moet met julle werkgewers en julle werknemers gesels. Om seker te maak dat julle almal saam staan. The government are not interested word in ou, grys, gerimpelde, wit mense. That's as plain as I can put it. We need to involve everybody in this country. En daar is, ek dink die meerderheid van die gemeenskap, as hulle goed ingelig is, sal hulle begin verstaan wat gebeur. En die mense van daai gemeenskapsgroepe, hulle lewe, as ons dink dat ons swaar lewe, hulle lewe nog swaarder en hulle siek en sat daarvan. Ja, dis jammer. Ja, dis jammer om te hoor wat jy nou ook sê, maar ons het bewyse dat ons kan sê, dit is so. As ons gaan kyk na die BEE, die swart ekonomiese bemagtigingswette, dan weet ons hoekom hulle teenoor ons optree soos hulle optree, maar jy sê julle is 'n organisasie vir al die landsburgers, vir al die rasse, al die kulture. Jonathan, gee net vir ons 'n kontak besonderhede, mense wat julle wil kontak, laat ons dit net vir hulle kan deurgee, en dan kan mense gerus met Jonathan hulle kontak maak, en dan kyk bietjie na dit wat gebeur, luister, en dan ook natuurlik, waar is die belangrikste plek wat ek as 'n landsburger nou 'n verskil kan maak? As ek reg is, jy moet my gou reg help, ek weet deur SA het ook so 'n petisievorm wat hulle ingevul het al 'n ruk terug. Ek verstaan dat hy net weer gedoen kan word, so julle kan na deur SA toe gaan ook. Daar is so 'n soortgelyke petisie, maar aan julle kant, wat doen julle? Jou kontakbesonderhede en betrokkenheid. Dankie daarvoor. Ek wil noem dat Safe Citizen 'n alliansie het met dearsouthafrica.co.za en hulle sal in die volgende paar weke daai petisie weer 'n nuwe petisie stuur aan, ek dink, meer as 1.5 miljoen huishoudelike adresse. Dis die eerste ding. Die tweede ding is om te praat, mense soos julle, om te praat tussen mekaar, praat by 'n braai, praat by 'n sport of 'n sosiale byeenkoms. En ek het ook 'n konsep geloods hierso wat hulle in Amerika se politiek gedoen, town hall meetings. Dit word ook op Zoom gedoen, en enige groep boere, enige co-op, enige area, maak nie saak nie, 'n sportsklub kan sê, Safe Citizen, Jonathan, doen asseblief vir ons 'n town hall meeting, laat ons bymekaar kom, laat jy ons kan inlig, laat ons vrae kan vra, laat ons dit kan aan ander mense uitstuur. En hulle sal ons kry op baie maklik safecitizen.co.za. Baie maklik, as jy op baie webwerf opkom, is dit baie maklik om aan te sluit, of self vir my 'n boodskap te stuur en bel vir my. Ek het 20 mense wat wil uitvind van hierdie wapenwet, wat kan ons doen, hoe kan ons saam staan? Wat moet ons doen? Dit is die begin van die ding, en soos wat u vanoggend vir my die geleentheid gegee het, is wat ons nodig het, Koort. Inderdaad. Ek wil dan vir ons boere sê, asseblief, hulle moet nie moedeloos raak nie, hulle moet nie ophou om terug te druk nie. Ons het nodig om terug te druk, daar waar ons voel ons regte word aangespreek. En ons moet ook besef, ek dink jy het dit ook vroeër vandag gesê, ons is die landsburgers, die regering word deur die mense van die land gekies.
Ons is die landsburgers en ons moet maar teen dit druk. By Boer Media as jy ons dophou, sal julle sien dat ons is 'n platform wat staan daarvoor vir die reg van selfbeskikking ook. So dit is ook 'n aspek wat ons aanraak. Jonathan, ons wil vir jou sê baie dankie vir vanoggend en dan wens ons julle sterkte toe met wat julle doen. 'n Laaste woord, vinnige woord wat jy dalk wil sê vir ons kykers? Ek dink kort ja, Safe Citizen het 'n hart vir gemeenskapsveiligheid en sekuriteit en ons sal hard werk om dit te beskerm in hierdie land. Daar's hy. Baie dankie. Dit was dan nou Jonathan Diehl van Safe Citizen. Dis manne wat hulle beywer vir die regverdigheid en vir die wetgewing van wapens en vuurwapens en seker maak alles loop reg aan daai kant. Dan wens ons julle alles van die beste en onthou, hou moed, moenie moed opgee nie. Ons moet bly vas staan en sterk staan. Mooi loop.